Dis die Here. Ek is so opgewonde vanmôre. Ek het amper niks geslaap nie. Yes. Want God is so groot en so goed. Ek moet dit so vinnig vertel, maar ek in 'n neutedop gaan ek dit nou maar saamvat. Ek was 9 jaar oud, toe was ons by 'n tentdiens gewees. En 'n pastoor was daar wat genesing bediening gehad het. En my ma vat my na die oom toe en ek weet nie hoekom nie, maar hulle laat my sit op 'n stoel en my een been was korter as die ander een. Korter as die ander been. Ek het dit self nie geweet nie, ek was 9 jaar oud. En ek sit so en hierdie pastoor bid vir my en ek sien hoe gaan my been gelyk met die ander been. En daar het God my eerste genesing gedoen in my lewe. En na 'n hele paar jaar verbygegaan en ek het begin reumatoïde artritis ontwikkel wat ek glo gees van krankheid was. Dit is nie God se wil nie en ek het nou 12 jaar terug dit ontwikkel. En daar was 'n tyd wanneer ek met God besig is en ek ervaar hoe sy genesing oor my kom en dan lig hy sy hand weer van my af. En hy maak my nie gesond nie. En ek verstaan dit nie. Die tweede keer het dit ook gebeur, seker so 8 jaar terug. Het ek dieselfde ondervinding gehad, God lig sy hand en hy maak my nie gesond nie. En ek het baie vrae en ek geloof, ek weet hy sal my genees en hy doen dit nie. En ek het hierdie redenasie met die Here gehad 2 weke terug. Leek in my bed, ek sê, Here, hoekom maak U my nie gesond nie? Hoekom nie? Ek wil weet. Ek wil gesond wees. Here, ek kan nie hierdie ding gaan doen met 'n siek liggaam nie. Ek kan nie vir mense gaan bid deur hulle pyn weg as ek self met pyn sit nie. Hoe kan ek vir hulle sê U genees as ek self siek is, Here? Hoekom doen U dit aan my? En ek redeneer met die Here en ek los dit toe net daar. Nou ja, toe. Die Here hoor alles wat 'n mens sê. Hy weet alles. Alles is vir hom. Niks is vir hom verborge nie. En verlede Sondagoggend staan ek op en ek sê, Here, ek is opgewonde net om U te gaan loof en prys. Ek het nie verwagting gehad vir genesing nie. Ek was nie daar met die doel om genees te word nie, maar ek weet nie presies alles wat gebeur het nie. Al wat ek onthou was, ek het hierdie desperate uitroep in my gees gekry, hierdie in my binneste wese, in my gees, uitgeroep na God. Sê, Here, genees my, raak my net aan. Dit was soos die vrou wat in die kleed van Jesus se soem geraak het. Dit was so gevoel, ek het daai desperate uitroep gehad, Here. En ek het gewoon wie sien my, wie doen wat nie, ek weet nie. Maar toe ek weer bykom, toes ek nie meer in die kerk nie, ek was iewers daar somewhere en hulle los my alleen daar, so by the way. En hier lê ek toe en ek word wakker en wat gaan nou aan? Waar is ek? En ek staan op en ek voel ek het geen pyn in my liggaam nie. Al die pyn is weg. Soos in weg. My hande, my voete, al my gewrigte was inflammasie en dit is weg. En ek staan daar op, ek begin huil. Ek weet nie hoe om vir die Here dankie te sê nie. Ek het hom nie maar hy het my gebed gehoor en hy het my gesê ek sal jou genees op my tyd en op my manier en hy het my aangeraak en ek sê vir pastoor Betty, eergister kom ek agter ek was so 'n paar jaar terug by vir 'n sonaar in my rug en hulle ontdek so groot gewas in my blad en ek het geen gevoel daar nie. Ek voel my Here, maar hier staan gevoel hier. Die Here het die gewas ook toe sommer weggevat. So. En die Here gee daai bietjie ekstra wat jy nie eens van onthou nie en hy kom en hy raak my aan en ek staan op sonder pyn en ek beweeg en ek loof en ek prys die Here daarvoor dat hy my genees het sodat ek daai ding kan doen. Hy doen dit met 'n doel sodat ek kan gaan tuig en gaan sê maar God het my gesond gemaak. Hy kan jou gesond maak en die Here het in daai selfde week my pa het nog sit in 'n rugpyn en hy kan nie loop van die pyn nie. Hy loop letterlik so en my pa is ook 'n sterk kind van die Here en my sussie sê nee, kom ons moet my pa nou dokter toe vat. Ek sê wat? Dokter toe? Ek staan daar op. Ek sê Here, hierdie is nou sommer net van die Satan af. En ek gelê vir my pa hande op sy rug en ek ervaar hoe die Here se woorde deur my hand beweeg na sy rug toe en ek voel so 'n hitte wat so oor hom kom. En hy draai om en hy stap weg. Hy sê vir my niks. Tog Here nie okay. Ek los dit nou maar daar want dit is God se werk. Dis nie ek wat die genesing doen nie. En almal is doodstil. Niemand praat nie. En dan kom die middag later in die huis en hy sê vir my, hy wil net van my sê. Ek sê ja, ek wil graag hoor wat pa sê want jy net. Hy sê hy het opgestaan en in die toilet toe geloop en hy het geen pyn in sy rug nie. Die pyn is weg. Is die Here nie awesome nie? Ek moet nog iets sê, pastoor Betty, asseblief. Ek het in die week saam met 'n broer gegaan om my leerlinglisensie te gaan doen, bestuurskool, ek gaan nie die name noem nie. En die Here lê op my hart om hom 'n paar bande te skenk vir sy motor.
want sy kar is sy brood en botter. En hy was natuurlik stom, maar hy het nie geweet wat ek sê, laat ek jou net seën man. En ons gaan toe, ons doen toe nou die ding. Ons doen daai ding toe nou daar. Ek saai toe nou in die koninkryk en dog, Here, prys die Here, alles gaan goed en ons ry toe daar weg en die Here het ook seker uit definitief 'n sin vir humor en ek kyk toe so om en daar kom 'n ou tannetjie met so 'n boggelruggie met 'n stootkarretjie. Mense, daai karretjie se wiele is almal besig om af te val. Is dit nou nie ironies nie? Sy staan letterlik en dan druk sy weer die wielietjies terug en dan loop sy weer met die boggeltjie en druk sy die wielietjies terug en Here sê vir my, daar's die ding wat jy moet doen. Mense se lewens se wiele is besig om af te val. Mense se wiele is besig om af te val in hulle lewens. En die 3 uur gisteroggend word ek wakker en ek kry hierdie visioen van Jesus en ek kyk en ek sien sy voete met sy sandale soos wat op die aarde geloop het en sy voete is vol stof. Sy kleed is vol stof. En hy staan in sy hand 'n beker met water en in die ander hand 'n brood. En hy sê vir my, toe hy op die aarde was, hy sê, jy het nie 'n platform nodig om dat God kan genees nie. Ek het nie 'n platform nodig vir bevryding nie. Ek het nie 'n platform nodig vir seën en voorsiening nie. Daar's behoefte, gaan daar waar die behoefte is. En jy doen dis die ding wat ek wil hê jy vir my moet doen. En die Here sê vir my, gee vir hulle brood en gee vir hulle water en sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Ek is die lewende water. En ek moet fisies gaan en ek moet vir daai persoon 'n brood en 'n bottel water gaan koop as 'n manifestasie van God se voorsiening, dat God in daai persoon se lewe gaan werk. So dis die ding wat die Here my gesê het om te doen en ek gaan dit doen met alles wat in my wese is. Baie dankie.